vanoggend met julle gesels oor 'n krone wat jy in die hemel gaan kry. En my teksvers gaan ek begin lees in 2 Timoteus 4 vers 7. Ekskuus, kan ek nie eens lees nie. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Daar's 5 krone in die Nuwe Testament wat na verwys word, wat ek julle kan herinner as mens terugkyk in die ou antieke tye, in die Griekse tye, het hulle 'n krone gemaak wat mense as hulle 'n wedstryd dan deelgeneem het hulle so 'n laurierkrans gehad en hulle om die veld gehardloop en dit was 'n teken dat die persoon gewen het. Maar as jy daardie persoon in daardie kroon, miskien 5 dae na die tyd, weer om 'n veld sien loop, gaan jy dieselfde lowe groen kry? Heel waarskynlik nie. Baie van ons vroue en ons almal weet as ons blomme kry, is dit die mooiste blomme. Tot 5 dae na die tyd, dan moet mens dit weggooi, want dit het verwelk, dit het opgeraak. So kom ons kyk nou hoe hierdie krone wat ons in die Ou Testament wat na verwys word, hoe is dit van toepassing in die Nuwe Testament? So die eerste kroon wat ek dan aan wil verwys, is die onverganklike kroon. Die Here het vir ons, ek dink iets met my verkeerd, die Here het vir ons 'n onverwelkte kroon gegee. Hier op aarde, as mens kyk na medaljes wat mense kry, as mens kyk na blomme wat ons elke dag kry, dit verwelk, dit vergaan. Maar dit wat die Here vir ons beloof het, is 'n absoluut onverganklike kroon. Kom ons kyk wat beteken dit. Hierdie onverganklike, onvernietigbare kroon, lees ons in 1 Korintiërs 9, vers 24 tot 27, en ek gaan vir julle lees. Weet julle nie dat atlete aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te kry, maar ons 'n onvervanklikheid. Ek hardloop dan so een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie tot die ander tot stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Ek kan net 'n bietjie die agtergrond gee as ek dink dat my kleinsie het nou die afgelope naweek deelgeneem aan hierdie trampolien, en as ek moet dink wat hy alles opgeoffer het, wat hy alles gedoen het, en hy het gegaan om te wen, hy het gegaan om 'n oorwinnaar te wees, en hy het homself soos ook baie van die ander sportdeelnemers, hulle aan baie dinge ontsê, aan nie verkeerd geëet nie, aan baie dieete blootgestel, en hy het gegaan soos 'n oorwinnaar, en hy het weggestap as 'n oorwinnaar, hoewel oor 'n jaar van vandag af, oor 'n jaar van môre af, dan gaan almal nie hom noodwendig aanhou as die persoon wat daai tyd deelgeneem het nie. Maar wat beteken dit vir ons? Ons as Christene hardloop 'n wedloop, want ons weet die kroon wat ons gaan kry, die eerste kroon wat ons in die hemel gaan kry, is 'n onvervanklike, onverwelklike kroon. Hy gaan nooit ophou bestaan nie, hy gaan nooit ophou glinster nie, want die Here het dit aan ons beloof. Ons hardloop met een doel, dit is om die wedloop suksesvol te voltooi, soos wat daar staan in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5, die hemelse kroon is nie so nie. Getroue volharding wen 'n hemelse beloning, wat as volg is, die onverwankelike, onbesmetlike, onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle as beware gehou word. So as ons nou teruggaan en ons kyk eers in die ou Griekse tye, was daar hierdie kroon wat wel na tyd verwelk het. In die eerste plek wag op ons 'n onverganklike kroon in die hemel. So dit is ons eerste kroon wat ons in die hemel gaan kry, of een van die eerstes,
En daarmee wil ek nie sê dat ek weet noodwendig wat 'n kroon of krone elkeen van julle in die hemel gaan kry nie. Dit is net die hemel se Vader se beslissing, maar een van hulle is wat ons wel weet, is dat ons 'n onverganklike kroon gaan kry. Die tweede een is die kroon van blydskap. Kom ons kyk 'n bietjie wat staan daar. As Christene het ons seker meer as enigiemand anders rede om bly te wees. Soms is dit egter so dat ons Christene baie keer met lang gesigte rondloop en redes soek om te kla en redes soek om ongelukkig te sê, om ongelukkig te wees. Maar Lukas sê daar is blydskap in die hemel. Staan daar in Lukas 15 vers 7. Die kroon van blydskap sal ons beloning wees, waar God al die trane van ons oë sal afvee. So wat sê ek dan in die tweede plek, dat daar ook aan ons 'n kroon van blydskap gegee word. En dat ons as mense baie meer as Christene behoort 'n positiewe boodskap uit te dra. Ek hoor so baie keer, ag nee, arm, maar darm, arm, maar geduldig, wat ook al mens baie keer sê. En ek dink 'n mens moet ook baie keer versigtig wees wat 'n mens oor jouself uitspreek. Dis waar. En daarom moet ons absoluut 'n kroon van blydskap elke dag hê. Hoe gaan dit? Goed, dankie jy. Ons haal asem, ons lewe. Ek dink iemand het vanoggend gesê en toe dink ek daaraan. Die feit dat ons vanoggend wakker geword het, behoort nie enigeen vanoggend van ons enigiets negatief te sê of ondankbaar te wees. Ja. Ons het baie keer rede om hartseer te wees, maar om nie blydskap te hê as Christen nie, is glad nie 'n lewe nie. Daar staan dan ook in Openbaring 21 vers 4, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. So in die tweede plek wag daar in die hemel ook vir ons 'n kroon van blydskap. Hoewel hier op aarde het ons geen rede om in onblydskap, so woord is onblydskap te leef nie, want ons weet dat die kroon van blydskap wag op ons in die ewige lewe. So ons het dan die eerste plek gekyk na die onverganklike kroon, die kroon van blydskap, en wat is die derde kroon? Dis die kroon van regverdigheid. Kom ons kyk wat staan daar in 2 Timoteus 4 vers 8. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag sal hy weer kom, sal die Here die regverdige regterlike vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Nou my man is 'n baie groot sportentoesias en so het ek nou al die naweek baie keer gehoor van hoe onregverdig hierdie skeieregter of daardie skeieregter was. Kom nou, ref kom nou. Dit is by woorde wat ek nou hierdie naweek onthou. Ons het egter die groot vrede in ons hart dat ons eendag as die derde kroon in ons lewe, die kroon van regverdigheid sal hê. Dat 'n regverdige regter sonder ongeag wat ons gedoen het, net op een ding sal kyk, en dit sal kyk of ons lewe gelei het, waartoe hy ons geroep het, reeds voor ons gebore is. So, hy roep aan almal, kom ons lewe so, dat die Here dan ook die geleentheid sal hê om ons te beoordeel as 'n regverdige regter, wetende dat ons in aarde gesit het met een doel, en dis om een dag saam met hom in die koninkryk te regeer. So ons het in die eerste plek nou gekyk na onverganklike, die blydskap, die regverdigheid. Kom ons kyk dan na die vierde plek, en dis die kroon van die heerlikheid. So wat is die vierde kroon? Dit staan in Romeine 8 vers 18, soos Paulus gesê het, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. So ons leef op hierdie aarde met een of met die kroon van heerlikheid wat op ons wag. En daarby, en waar wil ek weer eens beklemtoon, dat ons as Christene behoort elke oggend op te staan met 'n nuwe lied, met 'n nuwe dankbaarheid, want ons weet dat elke dag van ons lewe is ons een dag nader aan die Here. Om te
ontvang die kroon van heerlikheid, die kroon van hoekom ons op aarde gesit is. Dit bring my bietjie om terug te kyk na wat Piet verlede keer gesê het oor die arend, en ek weet nie hoe dit die passie maak, dis nie onherskielik van my gedagtes, is dat, weet nie van julle geweet het, dit bring my by heerlikheid, is dat 'n arend, en dit is die heerlikheid van die Here, is met 2 oogvliese geskape, dat soos wat, byvoorbeeld as hy sy prooi opvat om dood te maak, dan, en die prooi sal natuurlik probeer hap en sy oog probeer uitkrap, dan is die arend nie bekommerd nie, want hy weet daar's heerlikheid, want daar's nog 'n oogvlies, wat vir hom verder gaan beskerm. Die oogvlies, die eerste oogvlies kan nie beskadig nie, die vyand kon hom nie vernietig nie. So daarom wil ek sê, ons moet ryk soos 'n arend en weet dat 'n kroon van heerlikheid wag ons. Al word ons eerste oogvlies miskien 'n bietjie beskadig, weet ons die heerlikheid wag op ons, want hy is ons oorwinnaar en net hy het ons geskape. Dit bring my by die laaste punt dan, van 'n baie kort boodskap, is dat hy vir ons die 5de kroon gee, en dis die kroon van die lewe. Kom ons kyk wat staan daar in Jakobus 1 vers 12, Jakobus sê dat hierdie kroon van die lewe vir almal is wat God liefhet. Die vraag dan wat ek vir julle wil vra, hoe demonstreer ons liefde vir God? Die apostel Johannes antwoord dit, die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam, staan in 1 Johannes 5 vers 10. As sy kinders moet ons sy gebooie nakom, deur om getrou te gehoorsaam. Dit is egter onvermydelik dat ons baie keer pyn en hartseer gaan, maar ons weet dat op ons wag die kroon van die ewige lewe, die kroon van die lewe. Net soos ons op die aardse lewe, het ons lug nodig, ons het water nodig, ons het kos nodig, en ek het gisteraand die TV gesien hoeveel van hierdie mense wat tussen Palestina en Israel probeer trek of probeer kom, het doodgegaan as gevolg van basiese behoeftes wat van hulle ontneem is. Hulle het nie kos gehad nie, hulle het nie water gehad nie, en waarskynlik ook baie beperkte lig gehad. Net so noodsaaklik is dit vir ons geestelike lewe om in die huis van die Here te kom. En nou praat ek met mense wat hier is, maar ek wil nie net daar uitkom deur kerk bywoning nie, maar ook deur geestelike groei en deur geestelike verryking. Dit is dan ook so as weer terugverwys na die arend. Wat doen 'n arend? Hy beskerm sy vlerke, maar hy word ook blootgestel aan baie duistering, kan ek sê. En wat doen 'n arend as hy moedeloos oud is en hy besef sy snavel en sy naels is te lank, dan gaan hy na 'n waterplek waar hy veilig kan wees en tyd kan vat om te herstel, waar daar net tyd dan weer hy sy naels uitkrap, sy naels groei weer, sy vere word versterk en word bewelig en hy kan weer teruggaan. Net so het ons as Christene elke dag 'n geestelike ervaring met die Here nodig, om ons daai plekkie te gee, om te herstel en te weet, hier kan ek geestelik groei, ek kan my vere vernuwe, ek kan my naels weer knip, ek kan gereed maak vir die volgende vlug en die volgende